Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Dankie dat jy vandag saam met ons dieper kom dink oor Jesus en die Bybel. Ons hoop dat die boodskap jou sal inspireer, jou geloof versterk en dat jy sal sien hoe Jesus in jou lewe werk. Geniet die boodskap. Liewe Here, wat 'n lekkerte, wat 'n eer, wat 'n verantwoordelikheid om in U teenwoordigheid te mag wees, om U naam op ons lippe te neem. Here, gee dat ons vandag U woord reg sal hoor en gee dat U woord ons harte sal verwarm, warm sal maak en sal uitdaag om op nuwe maniere, elke keer op nuwe maniere soos wat U wil, te leef en aan U gehoorsaam te wees. In Jesus se naam, amen. Iemand vra nou die dag vir my, sal ek my familie in die hemel sien? Toe sê ek, sonder om te dink, jy sal Jesus se familie in die hemel sien. En as jy jou eie familie daar wil sien, moet jy doodseker maak dat jou familie ook Jesus se familie is. Want die hemel en hier op aarde is Jesus besig om 'n nuwe familie, 'n nuwe volk vir hom bymekaar te maak. En toe vertel ek vir die persoon van Markus hoofstuk 3. Kom ons begin daar. Ons gaan vanoggend so 'n paar tekste lees. Ons groot fokus gaan op Efesiërs 2 wees, maar ek wil graag lees wat Jesus sê oor sy nuwe familie in Markus hoofstuk 3 vers 31. Juist toe daag Jesus se ma en broers daarop. Hulle stuur toe iemand om hom te roep terwyl hulle buite die huis wag. Binne het die mense in 'n kring rondom Jesus gesit. Van hulle hoor toe sy ma wag daar buite. Jesus sê hulle opgewonde, jou ma en broers en susters wag daar buite. Hulle soek jou. Jesus vra toe, wie dink julle is regtig my ma en wie is my broers? Hy wys toe na almal wat daar rondom hom sit. Weet julle is my familie, my ma en my broers. Elkeen wat doen wat God ons Vader vra, is my familie, my broer, my suster, my ma. Verduidelik Jesus toe met liefde vir hulle. Aangrypend. Jesus het 'n nuwe familie. Die kerk, die ware kerk, is sy nuwe familie. Ek wens ek het dit beter geweet toe ek 'n kind was. Ek het maar net gehoor ons gaan kerk toe. En ek het gehoor dominee spreek mense aan as broers en susters en hy noem hulle u. En ek het geweet dit kan nie familie wees nie, want ek het nooit vir my broer u gesê nie. Ek dink hy sou iets oorgekom het. Sy van hom sê, Johan, hoe gaan dit met u? Of as een van ons ander familielede mekaar by u het nie. Maar al wat ek gehoor het, ons moet kerk toe gaan, maar ek is nooit behoorlik intensief geleer. God het 'n nuwe volk en hy het 'n nuwe familie nie. Dit is in die hart van die Bybel wie God se volk is. En dit kos 'n prys soms, nee, dikwels, nee, gereeld om deel te wees van God se familie. Hoor net hoe Petrus hulle dit beleef. Hulle in Matteus 19 het Jesus met die ryk jong man 'n gesprek gehad, wat alles moet prysgee. En dan is Petrus hulle 'n klein bietjie moedeloos en hulle vra, Here, wie gaan eintlik gered kan word as die vereistes van die evangelie so hoog is? Die dwarslat is net te hoog. En dan sê Jesus onder andere vir hulle in Matteus 19 vers 29, hoor net. Jesus gaan verder, elkeen wat sy huis of sy broers of susters of sy pa of ma of selfs sy kinders of eiendom los, omdat ek vir hom belangriker as dit alles is, sal alles in oorvloed terugkry, ja, 100-mal oor. Dis nie al nie, hy of sy sal ook vir altyd in die nuwe wêreld van God mag leef. God het 'n nuwe familie en dit moenie verwar word met my biologiese familie nie. God het 'n nuwe volk en dit moet nie verwar word met die huidige Israel soos wat baie mense doen nie. God het 'n nuwe volk. Ek besef dit in die afgelope tyd. Kan ek vir jou gou vertel van 'n vriend van my, Yasser Erik. Ek dien op 'n raad in Stellenbosch en een van ons internasionale raadslede, dis 'n groot Christelike trust, Mergan, en een van ons raadslede, Yasser Erik, hy bly in Duitsland, sit ook op die raad.
En verlede donderdag het ons 'n raadsvergadering daar in Stellenbosch en Jasser skakel per Zoom in vanaf Duitsland. En ek onthou Jasser se lewe het my aangrypend aangegryp. Hy's gebore in die Sudan en as 'n jong seun het hy tot bekering gekom. Die streng moslem familie en groep waarbinne hy geleef het hom onmiddellik gedreig om sy bekering te kanselleer. Hy kon nie, Jesus het hom gered. Binne 'n paar dae is daar 'n begrafnis gehou waar Jasser doodverklaar is deur sy familie en vriende. Kort daarna is hy onder vals voorwendsels in die tronk gegooi. Uiteindelik toe hy uitgekom het, het hy gevlug in Kenia gaan bly en later oorgegaan na Duitsland toe, waar hy met 'n Duitse vrou getrou het en vandag 'n reuse bediening in soos wat ons dit ken Noord-Afrika, Egipte, Sudan en ook in die Midde-Ooste in Libanon en sulke plekke aan die gang het. Trouwens, so invloed is Jasser se bediening, hy's ook in die Anglikaanse kerk, dat hy in 2024 biskop van Rwanda geword het. En Jasser verbaas my net elke keer hoe hy in hierdie nuwe familie waarbinne hy is, lewe. Ek onthou vroeër vanjaar hoe hy vertel het dat hy 'n klompie, 'n paar honderd, hy het vir ure gestaan in 'n rivier in Noord-Afrika en nuwe bekeerlinge gedoop en dodelik siek geword vanweë virusse wat in sy bloedstroom ingekom het en gehospitaliseer was en in lewensgevaar was toe hy in Duitsland teruggekeer het. Maar laas donderdag vertel hy vir my iets wat my hart laat staan. Terwyl ons so om die tafel sit en ek vra vir Jasser, hoe was jou lewe? Vertel hy vir my, hy was in die tweede week in Junie, sommer net nou die dag, was hy in Libanon. Ek sê, Libanon, daar waar die oorlog is. Hy sê, ja, hy moes daar gaan preek en nuwe bekeerlinge doop. Hy sê, en terwyl hy besig is om nuwe gelowiges te doop, hang daar een van hierdie hommeltuie, hierdie drones van die Israeliese weermag, die IDF, net bokant hulle. En hulle weet ook nie of hulle gaan skiet of nie. Maar wat vir my eintlik koue rillings gegee het, hy vertel hoe hulle daarna ry, hy en 'n paar Christene op pad na 'n plek toe. En hy vertel vir my die IDF, die Israeliese weermag, het elke inwoner van Libanon se selfone. In die volgende oomblik kom daar 'n teksboodskap deur na die motorbestuurder, val terug, ons gaan die motor voor julle met 'n missiel uitskiet, met 'n drone, een van hierdie hommeltuie. Hy sê hulle skrik en hulle val terug en die volgende oomblik kom daar 'n missiel kaplak, skiet hierdie kar voor hulle in 1000 stukke en dan ry hulle maar aan. Later gaan nou Jasser Bybelstudie vir 'n klomp Christene iewers in 'n woonstel. Onthou dis Libanon, meeste mense is nie Christene nie, is klein groepe, maar Jasser is besig om hierdie nuwe familie van Jesus, wat Jesus se nuwe broers en susters is, toe te rus. En terwyl hulle daar sit, kom daar nog 'n teksboodskap deur van die IDF. Ons gaan die gebou langs julle met 'n missiel skiet. Hulle hardloop uit en kaplaks, daar tref die missiel. Dis gaan Jasser voort, hy preek in Damaskus en in Beirut. En hy vertel vir my sommer so rustig, maar hy moes laas Vrydag hy in Duitsland wees, want ek dink hy het sê 5 van sy doktorale studente, want hy's ook 'n professor, is 'n geleerde man daai, kry hulle PhD's of hulle moet hulle eksamen proefskrifte verdedig. En hy kan nie uit Beirut uitkom nie. En op 'n dag is daar een vlug wat die Israelies toelaat om te vlieg. En die, kan ek amper sê, enigste Christen aan diens van al die sekuriteitswagte, het onder Jasser se bediening tot bekering gekom, 'n Christen geword, en hy kry Jasser op die vliegtuig. En daar sit Jasser in veilige Duitsland. En 'n paar dae van tevore moes hy 3-4 keer rondom die dood rondhardloop, soos die missiele mense rondom hom uitgeskiet het. En ek sê, Jasser, dit is aangrypend. En hy sê vir my, God dank, ek het 'n nuwe familie, die familie van Jesus. Toe verstaan ek waaragtig, toe kom Matteus 19 wat ek pas gelees het, net so duidelik na my toe. Elkeen wat sy eie familie, sy eie biologiese familie, selfs liewer as ek self het, hulle sal 100voudig dit terugkry en die ewige lewe. Jy moet dus doodseker, nee, lewensseker maak dat jy deel is van die familie van Jesus, van God se nuwe volk. Hiervan gepraat. Paulus het toe oog geweet, want Paulus is ook uit sy biologiese volk uitgeskop toe hy 'n Christen geword het.
elke plek waar Paulus gekom het die Jode, die Israeliete, hom vervolg. En het Paulus, God dank, geleer, God het 'n nuwe volk. Hoor net hoe skryf hy vir die Galasiërs. Julle ken hierdie teks, Galasiërs 3 vers 26. Julle almal is nou kinders van God. Julle geloof in Christus Jesus maak julle deel van sy nuwe familie. Hoor dit, hoor asseblief die Here se woord. Jesus red nie net jou siel nie, hy red jou tot 'n nuwe volk. Hoor weer wat skryf Paulus, hierdie vergete woorde. Julle almal is nou kinders van God. Julle geloof maak julle deel van sy nuwe familie. Julle almal wat gedoop is in Christus Jesus, Galasiërs 3:27, het deel geword van sy nuwe lewe. Julle het Christus soos nuwe klere aangetrek en julle leef nou net soos hy. Vers 28, in hierdie nuwe familie van God is almal gelyk. Hier maak dit nie meer saak of jy 'n Jood of 'n Griek is nie, en of jy 'n slaaf is of iemand wat losgekoop is uit slawerny nie, en of jy 'n man of 'n vrou is nie. Julle almal is nou een in Christus Jesus. Julle behoort aan hom en aan mekaar. Daarom het my dominee my te min geleer toe hy gesê het, julle moet Sondag kerk toe kom. Hy moes my geleer het, die rede is, en hoekom ons ook vandag hier is, en hoekom ons elke keer vir mekaar sê, welkom familie van God. Kerk en waar ons ook al aanbid, is God se nuwe familie. Ek is deel van 'n nuwe familiekring. Julle is nou deel van Jesus Christus, almal. En as julle een is in Christus, as julle nou kinders van Abraham, dan is julle sy erfgename soos God beloof het. God se beloftes aan Abraham loop deur na die kerk toe. En daarom skryf Paulus dit ook in Kolossense 3 vers 11. Hy vertel ook vir die Kolossense dat Christus nie net vir hulle sondes gesterf het nie, maar dat hy gesterf het sodat hulle 'n nuwe volk, 'n nuwe familie, 'n nuwe huisgesin kan wees. Hoor nou, Kolossense 3 vers 11. In hierdie wêreld waarbinne julle nou leef, bestaan daar nie meer groeperings soos 'n Jood of 'n Griek nie. Soos dat ons al baie van mekaar sê, ek het gehoor, en ek sien baie keer, sien noudag weer op iemand se sosiale media profiel, ek is 'n Afrikaner, o ja, en ek is ook 'n Christen. Nee, jy's 'n Christen wat Afrikaans praat, want Paulus sê, daar bestaan nie meer 'n groepering soos 'n Jood of 'n Griek nie, of 'n moderne Israel en wat ook al nie, of 'n besnydene en iemand wat nie besny is nie, of 'n barbaar of 'n inwoner van een of ander slegte plek nie. Nou, barbare was in die Grieks-Romeinse wêreld mense wat nie Grieks gepraat het nie. Dit het gekom van 'n woordspel, hulle barbar, so barbare of skiete. Paulus verwys na mense wat dus nie suiwer Grieks kon gepraat het nie, of 'n slaaf en 'n bevryde persoon nie. Hier is Christus alles, en hier is hy eweveel aanwesig in almal. Wow, so klink die nuwe volk van God. En dit bring my na die teks waarby ek net so 'n paar minute saam met jou wil stil staan. Die kanonteks, die belangrikste teks in die Bybel wat die minste gelees word oor God se nuwe volk. Kan ek dit weer sê? Die belangrikste teks na my wete in die ganse Bybel oor God se nuwe volk wat mense die minste ken. Galasiërs 2. Mens moet die hele teks lees vanaf vers 11 tot 22. Ek wil so 'n paar grepe saam met jou hieroor maak. Paulus verduidelik, waar het God se nuwe volk begin? Ons weet waar het sy ou volk begin. Dit het begin met die eintlik daar toe hy hulle gaan haal het, met die uittog uit Egipte. Hulle was toe al 'n volk, ek wil nou nie in al die detail ingaan nie, jy ken mos nou die geskiedenis. Maar dit was die volk wat die uittog deurgegaan het, wat die land Israel gekry het. Maar dit was spoedig duidelik vir selfs die groot profete, Jeremia, Jesaja, Esegiel, Maleagi, elke profeet het geweet, Israel, die historiese Israel, is nie kop vir kop God se volk nie. Dit is Jeremia in Jeremia 23 wat geweet het, daar's 'n klein oorblyfsel wat God vir hom laat oorbly binne die historiese Israel. Dit is Jesaja, wat dieselfde gesê het in Jesaja 10 daarvan af vers 20. Dit is Amos wat
oor die Noordryk gesê het dat dit klaar is met hulle, dat daai 10 stamme, dat God opgeraak het met hulle. Maar altyd was die droom, God het 'n klein oorblyfsel, die ware Israel. Dit het Paulus ook in Romeine 9 gesê, nie kop vir kop, nie die mense wat op 'n sekere grondgebied bly nie. God maak 'n nuwe volk. En dit is deel van Jesus se werk. Die vraag, dis waar begin God se nuwe volk? By die kruis. Alles gaan oor Jesus. Hy sterf nie net vir ons sondes nie. Hy begin 'n nuwe volk. Ons het te min tot ons eie skaamte, te min oor Jesus gesê deur al die jare, dat hy net vir ons sondes sterwe, en dat hy net ons in die hemel wil kry. Hy wil 'n nuwe volk bymekaar maak. Dit wat Jesaja van gedroom het, dat die nasies Jerusalem toe sou stroom, het nie heeltemal uitgewerk nie, maar in Christus het Jerusalem die uitkringplek geword, na die nasies toe, na God se nuwe volk. Daarom skryf Paulus in Efesiërs 2, hy skrywe vir die mense in Efese in vers 13, nou het julle deel gekry aan die nuwe lewe in Christus Jesus. Julle was vroeër ver, maar nou het hy julle sommer baie naby gebring. Christus se bloed, wat as 'n offer aan die kruis uitgegiet is, het dit laat gebeur. Christus is die rede vir hierdie nuwe vrede. Hy het vrede gebring tussen hierdie twee groepe, Jode en nie-Jode. Hy het daardie middelmuur tussen ons afgebreek wat ons apart van mekaar laat leef het. Ons was mekaar se vyande. Toe breek Christus hierdie haatmuur tussen ons af. Hy het dit gedoen deur sy liggaam aan die kruis op te offer. Vers 15, daar het hy 'n einde gebring aan die wet wat ons lewe oorheers het, met al sy voorskrifte en reëls. Daar het hy 'n splinternuwe identiteit aan hierdie twee groepe gegee. Hy het almal een gemaak in homself, een nuwe mens. Hy het ware vrede gebring. 'n Nuwe volk ontstaan by die kruis. Toe Jesus daar hang, toe sterf hy om ons met God te verbind en om ons met mekaar te verbind. Die kruis is die geboorte van God se nuwe volk. Kan ons dit van die bergtoppe afskree? Kan ons dit uitbasyn? 'n Nuwe volk het in Jerusalem ontstaan. God se nuwe volk, waar dit nie meer saak maak of jy 'n Jood of 'n Griek, 'n man of 'n vrou, 'n slaaf of 'n vrye, dit maak nie meer saak nie. God is internasionaal, hy's globaal, hy's die wêreld vol met sy nuwe volk. Die middelmuur van skeiding is afgebreek. Nou, dit is 'n belangrike beeld wat Paulus hier gebruik. In die tempel in Jerusalem was daar verskillende plekke. Jy onthou nog, die tempel wat Herodes gebou het, daar was 'n voorhof vir die nie-Jode of die heidene, en dan vir vroue en Israeliete, en dan was daar die dele, die heilige en die allerheilige. En nie-Jode kon in die voorhowe ingaan, wat bedoel was vir nie-Jode. En dan was daar 'n bordjie, en argeoloë het al 2 van hierdie bordjies ontdek in die 1860s. Een is daar in Istanbul, onder andere in die hulle argeologiese museum, wat in Latyn en in Grieks en in Hebreëus geskryf is. Waar daar geskrywe staan vir nie-Jode, as jy by hierdie punt verbygaan, vat jy jou lewe in jou eie hande. Kan jy dit glo? So, met ander woorde, jy kan bid, maar stap hier verby, dan is jy dood. So, jy kan God aanbid net halfpad. Jy's net 'n halwe Israeliet. Jy's net 'n halwe godsdienstige. As jy by hierdie bordjie verbystap, by hierdie middelmuur, maak ons jou dood. Mense het vermoed Paulus het vir Titus by daardie plek verbygevat. Onthou jy, as jy later lees hoekom hulle vir Paulus in Jerusalem gevang het. Maar hy het nie, maar dit is die gesprek. So daar was letterlik 'n apartheid bordjie. Ware godsdienstiges is die Israeliete, halwe godsdienstiges is die ouens wat net in die voorhowe kamp het. En toe kom Jesus en sê, in my nuwe volk is die bordjie weg. Die muur is afgebreek. Ek is julle vrede. Julle wat in Jesus glo, is my nuwe volk. En daarom as jy nader aan ander gelowiges, al praat hulle Zulu of Engels of Duits, wat in hom glo, as mense wat jou biologiese kultuur deel. Christus, vers 16, het gesorg dat Jode en nie-Jode weer vriende is. Christus in vers 15 het 'n nuwe mensheid, 'n nuwe volk gemaak.
Hoe lyk hierdie nuwe volk? Hy het hulle bymekaar gevoeg in 'n nuwe liggaam. Dis Paulus se gunsteling beeld, onthou jy in 1 Korintiërs 12, ons is die liggaam, die lyf van Christus. Dit alles het aan die kruis gebeur. Die kruis is my identiteit. Kan ek weer sê wat ek altyd sê? En ekskuus as ek dit die hoeveelste keer sê, maar ek moet dit sê, want dit het my lewe verander toe ek dit snap. Toe iemand vir my een keer gevra het van watter Joubert is jy, toe sê ek van die gekruisigde Joubert. Van die gekruisigde Joubert. By die kruis het ek 'n nuwe identiteit gekry. Ja, ek dank die Here vir my pa en ma. Ek dank die Here vir my opvoeding. Maar boal, dis Jesus my eerste familie. En almal wat in hom glo, en God dank my biologiese familie glo ook in hom. Daar het Christus die vyandskap vernietig. So, ek het 'n nuwe familie, 'n nuwe bloedgekoopte familie. En hoor net die voorregte van familie wees in God se nuwe familie. Efesiërs 2 vers 17. Christus het God se vrede bekend gemaak aan julle wat ver is, ook het hy vrede bekend gemaak aan hulle wat naby is. Shalom is die eerste kenmerk van hierdie nuwe familie. Ons almal wat sê Jesus is die Here, het vrede met God. Of jy saam met Yasser Erik in Beirut koes vir die mesiele van Israel en mense doop en preek, en of jy in veilige Duitsland saam met hom sit of hier in Suid-Afrika of waar ook al, ons almal is God se nuwe familie wat met sy vrede lewe. Ons dra 'n vredesvlag. Ons is op 'n vredessending. Ons is besig om Jesus se vrede uit te dra. Ons klap nie hande vir elke oorlog nie. Ons regverdig dit nie. Jesus sê in Matteus 5 vers 9, salig, gelukkig is die vredemakers. Ons is God se vredesfamilie. Vervolgens vers 18. In hierdie familie is almal gelyk, hoor net. Christus het die pad oopgemaak vir albei groepe van ons. Hy doen dit deur een Gees wat aan ons almal saam vrye toegang gee tot die Vader. Daarom is julle nie meer vreemdelinge of arm bywoners op wie almal neerkyk nie. Julle almal het nou nuwe burgerskap. Julle is burgers saam met al die ander heiliges wat aan God behoort. Julle is deel van die nuwe huishouding van God. Omdat ons dit nie verstaan het ons hierdie tradisies in die kerk ingedra van die dominee en die pastoor wat belangriker is, en in die katolieke tradisie al die biskoppe en die paus en almal wat belangriker is, en deesdae hier in Afrika die apostels wat die spesiale gesalfdes is. Nonsens. Ons is almal gelyk. Ons is almal ewe belangrik. Niemand het 'n plek voor in die ry nie. God het nie witbroodjies nie. Of anders gesê, ons almal is sy witbroodjies. Hier staan dit in die teks. Ek verdedig nie tradisies teen die Bybel nie. Die Bybel sê, julle is nie meer vreemdelinge en sukkelaars nie. Soos ek altyd sê, jy staan nie voor God en sê, ek is 'n arme ou sondaar nie. Jy is 'n nuwe mens. Nuwe mens. Jy's nie 'n vreemdeling of 'n arm bywoner wat uitgeboer het en sukkel, glo deur die lewe gaan nie. Jy het nuwe burgerskap. Jy het 'n nuwe identiteitskaart. Jy het reisdokumente wat jou tussen tyd en ewigheid laat reis. Jy is 'n burger saam met al die ander gelowiges. Ek het burgerskap wat my tot in die hemel sal dra en ek weet dit, ek is deel van 'n nuwe volk. Hierdie geloofshuis vers 20 is gebou op die fondament van die apostels en die profete. Die hoeksteen is Christus. En hom pas hierdie gebou netjies bymekaar. Hy voeg almal saam in harmonie en in eenheid. Hier groei almal saam tot 'n heilige tempel vir die Here waarin hy woon. Hier word julle almal saam deur die Gees opgebou tot 'n nuwe tuiste vir God. Ons is God se nuwe adres. Die nuwe volk van God is sy nuwe adres. Ja, ek as 'n individu, maar ek as deel van die kerk. Ons is God se tuiste. Ons is sy tempel. Ons is sy liggaam. Ons is sy familie. Hoe kan dit nie belangrik wees nie? Toe daardie persoon vir my vra, gaan ek my familie in die hemel sien, was my antwoord, jy gaan Jesus se familie sien en maak seker dat jou eie biologiese familie deel van hulle is. Daarom wil ek vir jou sê, jy is deel van God se nuwe volk. Jy is deel van hulle oor wie hy sy naam uitgeroep het.
Maak nie saak waar jy bly, wie jy is, wat se werk jy doen, of jy werkvol of werkloos is nie. Jy is deel van God se nuwe familie as Jesus jou Here is. Maar die kruis het alles verander. It's all about Jesus. En daarom kan ek vooruitkyk. Kan ek saam met Openbaring 5, wanneer Johannes in die hemel is, kan ek hoor van hierdie nuwe familie. Dan hoor ek hoe sing my nuwe familie 'n nuwe lied, hoor net. Terwyl Johannes daar in die hemel is, Openbaring 5 vers 9. Hulle het 'n nuwe lied gesing wat nog nooit tevore gesing is nie. U alleen, dis Jesus oor wie hulle sing, is sterk genoeg om die boekrol te vat en die seels oop te breek. U is geslag en doodgemaak, so het u mense vir God gekoop. U bloed was die koopprys wat hulle in God se eiendom verander het. Hierdie mense kom uit elke stam en groep en taal en volk en nasie op aarde. U self het hulle burgers gemaak van God se koninkryk. U het hulle priesters gemaak. Hulle regeer oor die ganse aarde. Of ek saam met Jasser in Duitsland of in Libanon is, en of ek in Suid-Afrika is, as ek in Jesus glo, is ek deel van 'n nuwe familie. Ek dra Jesus se vlag. My identiteit begin by sy kruis. Ek is deel van 'n nuwe tempel. Mag dit jou opgewonde maak om te weet, God het 'n nuwe volk, hy het 'n nuwe huis. Dit begin by die kruis. Mag hierdie boodskap van die dakke uitgebasuil word. Mag ons groot moeite doen om nog mense burgers te laat wees van God se koninkryk. Oor die Here se woord. Dankie Here. Dankie vir die woord. Dankie dat U 'n nuwe volk het. Dankie dat ek deel daarvan mag wees. Dankie dat hierdie volk deur die bloed gekoop is. Dankie dat dit meer saak maak wat my afkoms of my status of my voorkoms of my geld of wat is nie. Dankie dat ons almal gelyk is voor U. Dankie Here dat ons U tempel is, U tuiste is, U mense is, U kinders is. Dankie dat Jesus vir ons ewige reisdokumente gegee het. Dankie vir hierdie goeie nuus dat die kruis nie net sondes versoen nie, maar mense met mekaar versoen en 'n nuwe volk vir God hier op die aarde oprig. Gee dat hierdie volk sal groei, gee dat ons sal uitsien na die dag, dat ons ook in die hemel sal sing, dat U ons losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het ons burgers en priesters en konings en koninginne gemaak in U volk. Ons loof U naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. As die boodskap vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan ander. Om meer uit te vind oor Ekerk, besoek ons by www.ekerk.org. Tot volgende week. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.